Ons gaan saam lees uit die boek van 2 Korinte. 2 Korintiërs, ons gaan daar 'n stukkie lees uit hoofstuk 2 en uit hoofstuk 3. 2 Korintiërs, hoofstuk 2 van vers 14 af, en dan hoofstuk 3 tot by vers 7. Ons saam lees. Maar voordat ons lees, kom ons bid net eers saam. Net ons oor. Here, sonder U wil 'n mens nie na U woord kyk nie. Aan U dan ook die dank dat U vir ons U woord gegee het. U woord wat voor ons is soos 'n lig op ons pad, sodat ons nie verdwaal nie, maar wat ook 'n lamp by ons voete is, sodat ons nie struikel nie. Here, U wat groot is, U wat almagtig is, U het ook ons toegelaat om U Vader te noem. Here, wat 'n groot voorreg. Daarom wil ons luister na wat U sê. Ons wil graag hê dat U woord vir ons moet oopmaak, dat ons dit verstaan, maar Here, dat dit ook iets in ons lewens tot stand bring. Ons bid daarom, Here, vir U nabyheid, by die skriflesing en ook by die verkondiging. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan net die Bybel 'n bietjie oplig. 2 Korinte 2. Ons kom maar van vers 12 af lees. Toe ek in Troas gekom het om die evangelie van Christus daar te verkondig, dan sal ons nou daar by vers 14 kom, gee my net kans, het die Here deure vir my wyd oopgemaak. Tog het ek nie gemoedsrus gehad nie, omdat ek my broer Titus nie daar gekry het nie. Daarom het ek van die mense daar afskeid geneem en Macedonië toe vertrek. Nou is ons by vers 14. Maar aan God die dank. Hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan is dit 'n doodsreuk wat dood bring. Vir die wat gered word is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. En wie is tot sulke dinge in staat? Ons? Omdat ons nie is soos baie ander wat geld maak uit die woord van God nie. Ons verkondig die woord in opregtheid, in verbondenheid met Christus, in opdrag van God en in verantwoordelikheid aan God. Bring ons onsself hier aan prys? Of het ons miskien soos party ander mense aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig? Julle is self ons aanbevelingsbrief, geskryf op ons harte, vir almal om te lees en te verstaan. Dit is tog duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Ons sê dit, omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink, asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die gees. Die letter maak dood, die gees maak lewend. Ons lees net so ver. Die gedagtes van vanmôre kom nie uit 'n spesifieke teks nie, maar die gedagte wat ons byvoorbeeld hierso in hoofstuk 2 kry. Maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. En dan gaan ons hier uit hoofstuk 3 lees. Julle is self ons aanbevelingsbrief,
geskryf op ons harte, vir almal om te lees en te verstaan. Tog is dit duidelik, dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Nie daardie gedagtes, van daaruit loop ons so 'n bietjie vorentoe. Ons tema, soos u dit ook gekry het, is die geur of dan die reuk en die brief. Die reuk of die geur en die brief. Nou hierdie brief is geskryf vir dinge wat met die gemeente wat daar was met Paulus nie baie goed gegaan het nie. Ons kry die indruk uit altyd die briewe dat Paulus bietjie by die Korinte vasgehaak het, 'n bietjie daar gesukkel het, en is uit daardie agtergrond wat hy nou hierdie dinge wat ons hier gelees het, skryf. En nou wil hy na 'n paar dinge toe gaan. Hy gaan eerstens na die gedagte van die reuk toe, of die geur. As ons wil verstaan wat hy daarmee bedoel, dan moet ons na 'n paar dinge gaan kyk. Hy verwys byvoorbeeld na die gewoonte by 'n triomftog van 'n Romeinse generaal wat 'n veldslag gewen het, en dan stap hy en sy soldate met die dromme daar verby, en die mense gooi blomme op die paaie en hulle brand wierook. Hulle maak dit lekker. Hulle maak dit aangenaam. Daarmee sê hulle vir die mense, ons bly julle kom, julle het gewen. En hulle wat dit sien is ook bly daaroor. Maar saam met daai generaal se optog was daar gevangenes. En daai gevangenes is ook in die optog geneem. Vir hulle het daardie reuke eintlik iets anders beteken, en dis ook waarna Paulus verwys. Hy sê daai reuk wat vir baie nou lekker en aangenaam is ook 'n doodsreuk. Want dit volgens die gewoonte van daai tyd, die gevangenes wat hulle so gevat het, is vir hulle plesier in die arenas vir wilde diere gevoer, gestuur om met mekaar te baklei, vir die bloeddorstige mense kan kyk. Vir hulle was dit, as hulle daar goed gereuk het en geruik het en gehoor het, beklemmend, gevaarlik. Dis die een gedagte wat hy daar was. Die weerwoer ook wat gebrand het, die blomme wat gegooi is. En dan moet ons onthou dat Paulus het ook op 'n plek skrywe, as ek dit reg het, aan Romeine 8, as ek dit reg het, dat ons saam met Christus of saam met God op 'n triomftog is. Daar by die kruis van Christus het God met 'n triomftog deur die tye begin. En daardie triomftog bring vir baie redding, maar ook vir baie ondergang. Vir daardie triomftog word daar alles gegooi, nie soos die Here Jesus daar op die donkie moes inry, toe hulle eintlik ook 'n triomftog van wou reël, en dit het anders geëindig, maar is tog alles deel van God se triomftog. Maar hier is ook 'n ander gedagte as dit by die reuk kom en by die geur kom. By die brand van offers is daar ook ander dinge gebrand, byvoorbeeld soos wierook, wat die reuk dink ek moes verbeter en sou verbeter het, maar daardie reuk van die wierook het uit die tempel uitgewaai buite toe. En dan het die mense geweet, daar's geoffer vir ons sondes. Dan was dit 'n geur wat aangenaam was. Paulus beskryf hom hier kort voor sy dood, as jy 2 Timoteus 4 gaan lees. Hy sê, ek word reeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die drankoffer was juis een van die offers wat die brandoffer of die spysoffer vir God aangenaam moes maak. Dit was 'n manier, die drankoffer, om vir God te sê, ek is baie bly daaroor. En nou moet ons sien, hier's nou 'n paar dinge wat hier so rondspeel vir ons. Daar's oorwinning wat van God afkom.
dat hy bewerk het. Maar daar is ook die hele kwessie van almal moet weet en kan ryk, maar God het geoffer vir ons. En ons sien ons baie sterk hier in hierdie gedeelte dat die klem geweldig gelê word op die werk wat God doen. En dit is belangrik. Nou sien ons, hierdie reuk word ook genoem die kennis van God. Ek gaan hom weer vir julle lees. Die kennis van Christus soos 'n aangename geur. Ons is wierook wat deur Christus vir God gebrand word. Met ander woorde, hier gaan dit oor die kennis van God. Wat Paulus nou eintlik vir ons hier wil sê, die evangelie van God se liefde en God se genade, God se versoening wat hy vir ons gebring het, is 'n aangename geur. En dan is dit baie belangrik dat ons iets sal vashou. Hierdie geur, baie daar van die kruis van die tempel van die altaar af uit. Hebreërs 13 sê vir ons dat die kruis van Jesus Christus is die altaar waarvan ons deel het, maar nie almal van deel het nie. Daarvandaan waai die geur van God se kennis en God se liefde, sy genade, sy versoening, waai dit na die wêreld om dit te ryk. Almal kan bly wees, God is lief vir ons. En dan kom hy net 'n entjie verder. Dan swaai hy die ding om. Dan praat hy weer met 'n beeld wat na binne toe, na die gemeente toe gaan. Na die gelowiges onderling toe. En dan kom hy by die brief. Die brief waarvan hy praat. Hy sê vir ons, ekskuus tog ek het hom optel. Kan jy altyd raak sien wat dinge ondergeskryf het. Nou sien ons, Paulus sukkel hier met 'n ding. Die Korintiërs het nou sommer ander mense ook gekry wat kom dinge doen het en hulle het byvoorbeeld Paulus in 'n swak beeld gegee. En dan kom hy nou daar en vra die Korintiërs van, maar wat 'n aanbevelingsbrief het jy? Wie bring jy 'n brief wat jou kan aanbeveel vir ons? Wie is dit? Dit gaan nie oor die hele ding dat ons ook geken het vroeër dae, mense skryf dit nou nie meer nie. Geloofsbriewe of dan ook anders ons getuigbriewe, aanbevelingsbriewe. Wat hulle doen, hulle betwyfel hom. Hulle betwyfel sy gesag, hulle betwyfel sy werk. Hulle betwyfel die grondvas van daardie werk van hom. Dan vra hulle vir hom, bring nou vir ons, wie beveel jou aan na ons toe? Wie beveel jou aan? Dan sê Paulus, julle is my brief. Julle is dit wat my aanbeveel by julle. Julle is my brief, sê hy, my aanbeveling. Julle is my getuigskrif. Want Paulus was die stigter van die gemeente. Hy daar gaan hard werk. Dan sê ek het nie van buite af dit nodig nie, dit is van binne af. Julle is dit. Julle is dit. Daarom praat hy ook daarvan dat dit 'n brief geskryf is wat nie met ink geskryf is nie. Want daai se ink het nie lank gehou nie, dan dit ook maar verbleik. Die papier het nie lank gehou nie, dan dit verweer. Nou sê hy maar, hier is dit nou nie op papier geskryf wat verweer nie. Dis nie met ink geskrywe wat kan verbleik nie. Dis nie op klip geskrywe soos met die wette van Eksodus 34 nie. Hy sê, dis geskrywe met die bloed van Jesus Christus. En dan sê hy, dis geskrywe op die tafels van julle harte. En daarmee haal hy vir ons Jeremia 31 vers 32 aan, waar Jeremia dit voorspel dat die tyd gaan kom, God 'n nuwe verbond gaan stel, dat hy die wet op ons binneste gaan skrywe. Esegiel 36 vers 25, 26 sê,
En ek sal dan maak, nadat ek die kliphart weggevat het en vir julle hart van vlees gegee, sal ek maak. Ek sal help dat julle my voorskrifte nakom. Dit alles is 'n goeie reuk, maar dit alles is 'n getuigskrif wat God skrywe op die hart van mense, op die hart van gelowiges. En dis belangrik dat ons dit moet vashou. Dan sê hy nog meer, maar julle is 'n brief van Christus. En dan gaan hy verwys dit mense hierso na Romeine 6 waar hy sê deur Jesus se sterwe het ons saam met hom gesterwe deur die geloof en deur die geloof saam met hom opgestaan. Al hierdie goeters kom hier mooi by mekaar. Nou sê hy vir ons dit. Eers begin hy ons is 'n reuk wat waai na die wêreld. Dan sê hy maar die gemeente van God, die gelowiges van God, is 'n brief wat die werk van God vir mense aanvaarbaar maak. Is 'n brief wat aan mense verseker, onderling mekaar verseker, dat God nuut maak, dat God heel maak, dat hy opgehef het, dat hy optel. Hierdie brief of briewe is dan so blywend, dat ek reeds vir u gesê, en dit kan nie vergaan nie. Dis hier op ons harte geskrywe. Hier het God kom inskrywe. God het geskrywe deur die Heilige Gees. Paulus was maar bloot 'n soort van 'n sekretaris gewees. Met ander woorde, as ek verder kan gaan, is hier 'n paar dinge wat groot na vore staan hier. So 1. Die getuienis van gelowiges as 'n aanbevelingsbrief is 'n getuienis van die kerk vir homself. Maar dit raak ook die geur, die een wat buite staan. Dit raak die egtheid van die kerk. Dit raak die egtheid van die prediking van die apostels, of die prediking van Jesus Christus deur die apostels gebring, en deur die jare deur mense soos Martin Luther, Johannes Calvin en Zwingli, en al die mense het met die jare gekom het. Daaraan kom daar 'n wettigheid, 'n egtheid. Dis die tweede punt. Die derde punt is, hierdie aanbevelingsbrief stel die goddelike gesag oor die mens, oor die mense lewe, oor die mense redding, oor die mense hoop, stel dit vas. Dus, hierdie aanbevelingsbrief wat God deur ons vir mekaar skrywe hier in 'n gemeente, maar as gemeente na buite gaan skryf. Dit gaan oor die egtheid van die evangelie, van die getuienis, van die mense wat daarmee gewerk het, gaan oor die egtheid van God se gesag in ons lewe. En dis belangrike dinge. Vandag in ons lewe, in die land waar ons leef, in die wêreld waar ons leef, is dinge nou nie juis baie mooi nie. Maar vandag nog skrywe God 'n brief aan mekaar om mekaar aan te moedig. Maar skryf hy ook 'n brief sodat die wêreld kan lees wat hy verlang en hoe hy is. Ons het dus hier te doen met die evangelie wat by mekaar maak en by mekaar bring.
Maar ons het ook te doen met dieselfde evangelie wat sê, maar daar gaan 'n dag kom, en is Johannes 5 vers 29 sê hy, wanneer die Christus almal wat in die grafte sal roep tot die opstanding, die wat geglo het tot die opstanding van die lewe en die wat nie geglo het tot die opstanding van die veroordeling. Daar is daar die kant op. En dis waar hierdie briefskrywe so belangrik word. Hierdie tyd waarin ons leef is geweldig negatief op die oomblik. Geweld, moord, verkrachting, oorlog. Ons sit in wonder, tyd van verskriklike selfsug. Waar leef ons? En dis in so 'n wêreld dat ek en u deur God geplaas is as 'n aangename reuk, 'n reuk wat moet uitwaai daar van die tempel se kant af, van die offerande, van die kruis af, die aangename geur van God se liefde moet uitbrand en laat uitdra buite toe. Maar daar is ook op ons harte 'n brief geskrywe deur God. 'n Brief aan mekaar. Moenie twyfel nie. Moenie struikel nie. Sorg vir mekaar. Kyk na mekaar. Met ander woorde, wat hier baie belangrik is en na vore kom is, ons het gelees ook 'n daai stuk uit Hebreërs oor die gehoorsaamheid van die Here Jesus aan die Vader. Ag, jy lees ook baie daarvan in Johannes 6 as jy wil gaan lees. Die gehoorsaamheid van Christus aan die Vader wat geloop het, dat hy selfs met blydskap gekruisig is. Ons maak dit altyd 'n aaklige ding. Dit was aaklig. Maar eintlik het God gejubel, want hy het gewen. Jesus het op pad kruis toe. Nie doodslied gesing nie, maar hy het gesing van oorwinning. Elke treetjie wat die Here Jesus op pad na Golgotha gegee het, voor en na die verhoor, was oorwinning. En daarom kon hy heel aan die einde aan die kruis uitroep, dis volbring. Ek het oorwin. In u hande gee ek my gees oor. Met ander woorde, wat hier na vore kom, met dit wat op ons harte geskrywe staan, is die vraag, hoeveel van Christus Jesus se gehoorsaamheid aan die opdragte van die Vader tot by die kruis en daar verby? Hoeveel daarvan, van daardie gehoorsaamheid, kom in ons harte en lewens na vore? Want dis dinge wat gelees word. Dis dinge wat agtergekom word. Dis dinge wat geruik word as ek dan die Bybelse taal gebruik. Hoeveel daarvan skyn in ons in? Hoeveel daarvan volgens Efesiërs 5 maak van ons 'n lig van God in die wêreld in? Al hierdie dinge, hierdie wonderlike genadegawe van God, die liefde en alles wat daarmee saamgaan, sê Paulus vir ons, ag, jy kan 1 Korinte 6 gaan lees, 1 Korinte 10 gaan lees. Daar is soveel plekke wat dit baie sterk na voel, maar hierdie dinge moet in ons doen en late gestalte vind. Dit moet by ons gesien kan word, gehoor kan word, as dit ware geruik kan word. In ander woorde, as dit na binne toe moet werk, wat doen ons by ons huis? Wat doen ons vir die kinders? Vir die kleinkinders? Ekskuus tog. Wat doen ons wanneer ons by geselligheid is? Wat doen ons by die sport? Die gemeente? Baie maal, ekskuus tog.
Kom daar by ons die houding voor wat daar ook by die Korintiërs was, dat jy liggaam en gees uitmekaar kan haal. Die gedagte was, solank my siel of my gees met God reg is, kan ek met my liggaam maak wat hy wil. Asof ons die twee dinge uitmekaar kan skei. En nou kon sê Paulus baie duidelik, maar julle is 'n brief geskryf deur God, deur my toe doen. Jy kan nie liggaam en gees skei nie. Jy kan nie een oomblik bid en die volgende oomblik vloek nie. Jy kan nie een oomblik gaan bid en die volgende oomblik iemand moor met 'n belediging. Hierdie goeters moet gestalte kry in ons gedagtes, in die manier wat ons doen, in die manier wat ons optree, teenoor onsself as gemeente na binne, maar ook as gelowiges na buite waar ons is. Die kerk is in sy vroeë dae versprei deur gelowiges wat versprei is oor die wêreld. Wat die geur versprei het. Daarom is die vraag, wat doen ek? Hoe tree ek op? By die werk? By die huis? Teenoor my vrou? Teenoor my man? Hoeveel van my geloof wat ek van God gekry het, kom na vore? Dis die vraag. Wat se aanbeveling is daar? Behalwe dat ons die briewe is wat God geskrywe is. Ekskuus tog, maar in 'n wêreld met al sy nood, kan ons as gelowiges ook aangename geur versprei van die manier wat ons na buite leef. Kom ek vat 'n voorbeeld. Die Russiese leier, hy het 'n droom van die Russiese ryk weer bymekaar maak. Hy ontvoer kinders. Hy skiet hospitale stukkend, skiet alles stukkend, skiet kinders, vrouens, mans, alles stukkend. Maar dan word daar vir ons pragtig oor die TV gewys, hoe hy by die kerk met sy kersie staan en sy kruis maak. Dit is geen brief van God nie. So kan mens weer voorbeelde noem, ek het hom maar vandag uitgehaal as 'n bewys dat ons verstaan. Dat ons kan ken. Met ander woorde, watter waarde, dis die vraag hier, watter waarde het ons as briewe vir mekaar in die kerk? Watter waarde het Leidenburg Suid en Leidenburg in die kerk as Wylem? Want laat ons dit ook met mekaar eerlik wees vanmôre. Ons algemene synode het so 10 jaar terug hierdie kerk van ons in warboel ingegooi. Met tot hofsaake daaroor gewees. Wat is die getuigskrif wat ons in sulke tye gee, ook as gemeentes? As gemeentes as geheel. Watter waarde het ons as gelowiges vir die samelewing en vir 'n wêreld om ons? In hierdie wêreld van onreg, selfsug, eie geregtigheid. Ja, ons het iets moois in ons land, ons het 'n mooi grondwet. Maar ons het ons grondwet begin verhef tot die Bybel. Ons het ons regte en ons vryheid so begin opjaag, dat dit eintlik afgod word. In so 'n mate dat ons in 'n mate self ons eie God begin word. Ek sien daar niks verkeerd in nie. Ek doen dit, dis my reg, dis my vryheid. Maar as dit briewe van God, die mens het sy eie God probeer word, en dit gaan hom laat seer kry. Liewe gemeente, in hierdie wêreld met sy pyn, want hy het baie pyn, kan ons
iets wees? Kan ons iets wees van die liefde van God? Of is ons maar soos die Korintiërs, soos ek nou nog gesê het, dat, ek aanbid die Here, ek is reg met Jesus. Alles is Jesus. Maar tussen maandag tot donderdag leef ek soos ek wil. Dis my liggaam. Ek kan nie so leef nie. Ek mag nie so leef nie. Daarom dat hy vir die Korintiërs gesê het op 'n plek en hulle was kwaad vir hom. Hy sê julle kan nie God aanbid, maar nog steeds met prostituie omgaan nie. Kan nie die deur losmaak nie. Hy sê vir ons, deur die liefde van God, het God van ons 'n aangename geur gemaak vir die wêreld. Deur die liefde van God, deur sy genade en sy versoening, het hy vir ons, het hy 'n getuieskrif van ons gemaak op ons harte aan mekaar om te sê, God red, God versorg, God kyk na alles. Liewe gemeente, ons is die geur en die brief van die liefde van die almagtige God, wat wil hê dat sy vrede in hierdie wêreld gestel te kry. Ons is die werktuie wat God wil gebruik en altyd gebruik. Die reuk, die aangename geur of die brief. Amen. Vader in die hemel, dis deur U dat ons mag hoop. Dis deur U en U onsaglike en onmeetlike en onverstaanbare liefde, dat ons mag weet, ons het 'n vaste verwagting, ons het 'n erfenis. Paulus praat van die kroon wat vir hom weggelê is. Dat ons kan weet, U het alles vir ons. Dankie Here, dat ons weet, U is nooit ver van ons nie. En dat ons met oorgawe kon sing, straf my tog nie alleen met onbewoonheid nie. O Here, ons dank U dat ons U kinders mag wees. Ons dank U dat ons bevoorreg mag wees om briewe van God te wees. Maar Here, dit is so ongelooflike verantwoordelikheid. So ongelooflik moeilik. Daarom dat ons gebed is, Here, asseblief, moenie ons hand los nie. Dat ons kan bid, lei ons nie in versoeking nie. En daarmee vir U te vra, maar Here, U ken die slaggate. U ken die stompe in die pad en die klippe in die pad. U weet waar die verleiding is. U weet waar die versoeking is. U weet waar ons versterking is en ons sterkte is, maar U weet ook waar ons swakte is. O Here, laat ons nie alleen nie. Hou ons asseblief dig vas aan U bors. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie. Maar Here, ons vra dit op grond van U liefde en U genade, in die naam van Jesus ons Here. Amen.